Hammy? Hallo Hoe Rikus. gaan met jou? Baie goed man. Jesus, so lekker warm met jou handjies alweer. Hoe het julle nou weer gegroet in, kyk, jy was mos nou wat, jy het paar skole. Strandhoor. Praat jy van Strandhoor? Ja, hoe het julle daar gegroet? Want Grey het mos 'n groet. Hoe Grey het so gegroet, mos 2 vingertjies, Ja. wat hulle so, en dan ons het so gegroet daai ene. Die toffie met jou eie duim. O, Ja, daar sê dadelik vir ou as jy groet volk jou. Wil jy beklei? hoe jy Klaar. mag jy vloek op die program nie. Het ek gevloek nou? Jy het, Ja, sorry ma. Henry sê jy het dit uithaal. Jammer ma. Hoe gaan dit met jou Rikus? Goed, lekker week gehad? Ja, Is dit? jy moet, kom ek ruil die vraag bietjie om. Ja? Ek gaan nie vir jou vra nie. O, moet ek net Het dadelik jy aan gedrink? Vra vir my of het ek. You're right. Jammer oor dit. Rikus, ek het gister 'n bietjie golf gespeel, paar biere gedrink, maar nie te veel gedrink nie. Nee man, Sorry, okay. Jy nou reg. moet ons oorbegin, Henry? Nee, dit gaan maar net aan. Ja, maar Rikus, nee, dankie dat jy vra. Jy het 'n boottrip wat Nee. ja, wat? Ek het gesê jy moet die vraag omruil, jy moet my vra. O, sorry. Het jy gedrink die week? Ja, Ja, waar? ek was by 'n troue. O, jy was by Elrich se troue gewees. Hoorie, dit was vir my. Kyk, ek raak met so in my element as ek tussen rugby spelers. Ja, jy staar strak Ek as jy by raak hulle is. staarstrak. Ja. Weet, dis Andre Pollard en die manne daar. Hoe raak jy dan nou as jy so tussen die Vriendelik. Nee, sterre is? ek raak vriendelik, Maar ek jy bedoel- raak nie half dat jy nie weet wat om te sê en jy raak stil eintlik of nie regtig nie. Het jy chat met die ouens. Nee, Want as jy mos nou gewoonlik by 'n ou is wat jy so half bietjie staarstrak is, dan weet hy ou nie wat moet jy sê. Jy weet, moet ek 'n grappie maak, moet ek 'n varksige grappie vertel, wat se rigting gaan 'n ou? So hoe het jy Ja. Nee, ek moet drink, dan kry ek, hoe kan ek sê, confidence. selfvertroue? Ek hoor jou. Ek is maar skaam as ek, hoe kan ek sê, staarstrak is. So hoe die Soos van gedrink vandag se gas ook. Ja, Ek's ook staar, ek moes vanoggend gou vroeg ietsie vat net om selfvertrou te kry. ja. Maar dit was lekker daar by troue hoor, maar ek was moeg. Vrouens, hoe die vrouens gelyk? Die Nee, rugby spelers nogal mooi vrouens. Hulle het mooi Het vrouens. hulle mooier vrouens as die sangers, die musikante? Soos byvoorbeeld na ons gasse vrou, hy het 'n flippe mooi vrou. Was daar mooier vrouens as sy vrou byvoorbeeld om hom nou? Ek kan nie dit sê nie want ek was ook verlief op sy vrou betal. Ja, ek weet jy Nee, was. kan ek jou iets sê? Weet jy wie was die heel mooiste daar? Lisa. My vrou. Ja, ek weet. Ek het foto's gesien. Jou vrou het regtig flippend mooi gelyk. Dankie. Bliksem. Anyways, Hoorie so, wil jy my iets vra? Kom ons lei die gas in. ja. So ek wil jou vra, jou toer daar, jy het nou saam flippend baie kunstenaars gespeel. Ja, Maar tog moet daar 'n kunstenaar, want ek meen daai tyd was daar nogal toe ons nou bietjie jonger was, jy was in jou 20's gewees, so ons het dit maar gepaard gegaan met baie lekker kuier, ja. lekker aande. Is daar 'n kunstenaar wat vir jou uitstaan, saam wie jy die heel lekkerste getoer het? Kom ek sê vir jou so, behalwe ek weet 'n ou is nou jonk, maar daai tyd leer 'n ou ook baie. Ja. Met ander woorde, Van die gedrinkery, soos vandag as ek op stage is daar altyd iets van die kunstenaars aan wie ek getoer het wat ek saam my vat, Okay, wat ek ook toepas. En hy's natuurlik een. ja. Maar ek het so lekker saam met hom getoer dat ek by hom kom plak het. Ek het by hom gaan bly fisies. Ja. Ek kan nie onthou hoe lank nie, maar dit was lank. Het jy saam met daai Zambiër kamer gedeel? Want hy het mos 'n ou van Zambië opgehaal. Wat Hoorie, vir lank daar by hom Ons gaan gebly. hom nou vra, maar nee, ek het lekker al by hom gebly. Hoekom het jy gaan plak daar by hom? Was jy uitgeskop uit jou eie flat uit? Ek het 'n plek gehad, maar daai tyd in Rustenburg dink ek het ek 'n bachelor's meentuis unit gehad, ja. Dan moes ek nou so heen en weer ry en toe besluit ek nee. Ag, en toe gaan ek deur 'n liefdesteleurstelling Okay. en Jy en Jaco mos daai tyd. en toe wat nice is vir hom, hy's 'n tipiese sielkundige ook. Okay. Jy weet al het hy nie gaan swat nie. Hy's 'n lekker ou mee te praat Ja. in die moeilikheid. Jy kan hart oopmaak. Hy hou dit ook kort. Ja. Hy sal byvoorbeeld vir jou sê, ag, maar kom oor jouself. Ja. Jy weet sulke goed. Ja, hier's vir jou brandewyn. Kom oor jouself. En Ja. dan sy ou weer beter. Wat onthou jy van ons gas? Ja, daar was
Daar is 'n paar goed wat ek van hom onthou. Kinderliedjies, destyds het hy nogal, ek meen, ek het groot geword met sy musiek wat ek lekker saam gesing het met kinderliedjies. Hoor, maar dit was jy jong. Hy het gesê ek moet uitval. Wat ek weet. Nee, kan ek jou sê, en op 'n ernstige, hy het die trend gesit in die Afrikaanse musiekbedryf. Hy's een van die redes hoekom daar vandag 'n Afrikaanse musiekbedryf is. En ek sweer, ek sê dit, want toe ons, daai tyd was ek in die strand gewees daar 9 matriek, ek en my vriend Dewald het my kom optel met sy golfie, met 'n kaskasels agterin, en dan het ons na Pieter se musiek geluister. En daai tyd het niemand Afrikaans geluister nie, hy het dit cool gemaak. Hy so lank in die bedryf, daai tyd, ek onthou, hy kan nou net self getuig van, maar hy het op 'n tyd, ek kan nie onthou of dit Firkin was of nog voor dit nie, maar dis soos jare terug, het hy gesing en dan teens Jordaan na jou shows toe gekom, toe hy nog gesing oorkant, maar jy kan my nou reg help, oor daai ding, dit is hoe lank hy... Is nie Melonies nie, praat jy nie van Melonies nie, want hy het 'n... Kom ons vra hom. Dames en here, Pieter Smit, baie welkom my vriend. Dankie, ek kan nou self nie wag om te hoor hoe ek klink. Het jy my gevra my of ek gedrink het? Hoor jy, het jy gedrink hierdie week? Vra jy vir 'n oom by Loftus het hy biltong geëet. Hoor jy, hoe gaan dit met jou drankgewoontes? Goed. Baie beter. Is dit? Ek sien net op 2 bottels 'n aand. Vanaf ek 'n borg gekry het. Ja, hoorie Pieter, is lekker of jy weet jy. Ja, Eintlik, man. hoekom is dit so lank voor jy gekom het? Ja. Want dit is lank voordat julle my genooi het. Ja. Dit is net alle belangrike gaste nou. Hy lieg. Maar jy weet wie nooi gaste mos, né? O, ja. Ek het niks met dit uit te waai nie. Het ook lekker verander vanaf jy snor gekry Nee, het. maar so wie wat het hy het my geblok. Wie? Vir lank. Hy, omdat ek obviously so met Jolandi ook gechat het, hulle hele gesin my geblok. En hy het my nou vir my boodskap het nou eers deurgegaan. Die eerste keer in 'n jaar. Dink jy lieg is wat jy airtime gekry het. Piet, wat is jou geheim rakende looks gewys? Want jy vandat ek jou ken in 2005 wat ek jou musiek, lyk jy nie 'n dag ouer nie. Kan nie wees nie. Ek sweer nou vir jou. Jy lyk, ek meen, hoe oud is jy nou? 54. Nee. 50. Ja, Is jy 50? Ja, ek sou 50, Kan ja. jy glo? Maar ek kyk na myself. Ek eet reg, ek drink baie water en Hoorie maar, ek sweer en ek beloof ek sê dit nie in 'n grapperige manier nie. Jy flippin lyk goed. Ek's dalk net geseën, ek weet nie wat die ding is nie, maar ek's gelukkig. Pieter, vertel my gou. Ek het net gesê hoe lank jy in die bedryf is en ek baie mense weet dit, maar ek dink is seker mense wat dit ook nie weet nie. Wat is die storie wat jy my altyd vertel het? Wat het met teens wat na jou show toe gekom het en Weet jy eintlik lank voor dit ek het gaan musiek studeer so 1994. okay? En daai tyd ek Joe F, julle onthou vir Joe F Ja, ja, saam ja. met ons gestudeer. Nadine Blom sit ook saam met ons en toe kom Johan Brimmer wat nou Fatman Ja. of Flatman Ja. of Man is nou. Ja. En toe ek en hy orkes begin van so einde 94 begin 95 tot so 2000 toe. En toe by die tweede KAK&K 1996 toe het ons daar vir teens ontmoet. O, Toe het hy daar in 'n kroeg gesing. Ja. En toe 3 jaar later toe trek teens hierdie kant toe. Toe kry ons hom weer in Pretoria en daai stadium toe speel ons in Hatfield Square. Ons het by Square Time gesing, ek en Brimmer, Johan, Fatman en toe teens by Amex langs aan gesing. En daai tyd was hy nog ookie bekend. Nee, Niks. ons het maar ons het mekaar, ons het beklei dat die ander een die klank moet sagter sit. Dan stap ek oor. O, so naby was dit aan Sit net die mekaar. klank sagter. Dis letterlik buite mekaar. Ja, ja. En so oor en weer en dan op die einde van die aand dan sê ek, kan ek asseblief jou rooi shark van leen? Nee, dis reg. Leen hom. Ja. En dan raak ons vriende einde van die aand en dan sing ons agter elke man saam. Hoor jy hoe nice is dit? Ja, lieflik. Goue stories. Het julle daai tyd toe julle nou sê net maar die band begin het, jy en Fatman, het julle dadelik afgeskop met Afrikaanse musiek? Want Afrikaans was nie daai tyd het dit so half begin aan die gang en Anton Goosen het obviously Afrikaans geskryf, maar was dit van die begin af ons gaan in 'n Afrikaanse rigting in? Ja, ons het so 50-50 van albei gedoen. Ons het baie Afrikaanse covers gedoen wat ander mense nie gedoen het nie. Soos ons het gaan byvoorbeeld ek en Johan so wil jy dis 'n wals Wilhelmina gesing en ons het Liefling gesing en ons het agter elke man gesing en ons het Carolus gesing Ja. en Boesmanland gesing en al daai goeters gesing en ons het baie sproetjies en baie van die FHK liedjies gesing
En ja, en toe so in 2000 toe sê Johan hy gaan 'n ander besigheid ook aanvat. Okay. Toe's ek nog daai tyd het ek nog ander orkeste ook gehad saam met Paulo. O ja. Ja, en toe begin Paulo Van Eden. begin hulle Eden. Hy en Cornel Driesing Ja. en ja, toe begin hulle Eden. Ja. En toe het ek ook 'n ander band saam met ou Andreas Passon. En toe begin hulle Love You So. Ja. O ja. So, jy weet, en toe sê ek nee, ek gaan nie hierdie rigting gaan nie. Ek gaan op my eie aan met wat ek en Johan basies begin het. En toe het ek net Afrikaans gedoen. Net. Ja. Omtrent vir die volgende paar jaar het ek net Afrikaans met 'n akoestiese gitaar, nog 'n nylon gitaar gesit en ek het net Afrikaans gesing en ek het begin om die stem te sing en ek het van die ou volksliedjies gesing Ja. en van die TV-liedjies. Ja. TV-liedjies, ja. En ek het toe net vir die mense gewys, jy kan liewe heksie sing met 'n brandewyn in die hand. Nee, presies. Maar en daai ding het actually explode onder die studente, nê. Dit was baie groot. Dit was cool. Jy weet, as jy vat dis half 'n risiko wat jy daai tyd gevat het, dink ek, maar dit was eintlik so uit die boks dink en dit het explode. Ek onthou daai tyd. En selfs toe ek nou later saam met jou begin toer het, wat natuurlik 'n groot voorreg vir my was, is Vir my ook. jy het jou eie oorspronklike Afrikaanse liedjies wat ook groot was, wat goed gedoen het, blomme en jy weet al daai goed wat baie goed verkoop het daai tyd, maar dit het altyd vir my uitgestaan in Firkin byvoorbeeld, of waar ook al ons so as hy die kinderliedjies sing en daai jong mense flippend uitgefrik, die Tot vandag. TV-liedjies, jy weet. Tot vandag toe nog. Ja. En Blomme toevallig het 'n interessante storie want daai tyd was daai groep gewees Dew Duiken wat nou vandag Navy Red is. En ek het basies al klaar die serie opgeneem. Die serie se naam was my derde serie gewees, Man op die Maan, en hy was 'n dubbel serie. En toe kom alles opgeneem en toe kom die groep na my toe en sê vir my hulle het 'n liedjie wat hulle sing in die SER Ja. by RAI. En een van die lede, Willie Koen, het hom geskryf. Hulle moet hom asseblief laat ek dit saam met hulle gesing. Nee, ek wou dit nie. Ek het toe gedag so jy weet blomme koop en wat ook al. En toe raak dit die grootste liedjie op daai Ja. No way. op daai album. En Wat was jou breekalbum? So half wat jy nou wat redelik nogal goed gedoen het, goed verkoop het. Daai oor die goud, weet daai was goud, ek dink 25.000 gewees. Ja. En hy het oor dit verkoop. Die een voor dit ook. Rooikar het Rooikar. Ek Rooi wou nou Kar net vir jou sê, verkoop, maar ja. Rooikar was eintlik die een met Ja. die eerste. Dit was jou eerste, Ja. kom ek sê, wat groot gegaan het. Ja. Is ek reg? Ja, maar nou nie so groot soos wat teens hulle so goed verkoop het nie. Ek meen hulle het platinum verkoop, maar ek het goed genoeg verkoop. Ek het meer 'n ou wat ek was nooit 'n ou wat met verkope het gemaak. En my lewendige konserte was eintlik my Dis die ding. storie gewees. Jy's 'n Ja. entertainer en dis Ja. wat ek altyd sê ook. Jy weet jy kry mense wat goeie liedjies uitbring. Oor sê ook ek praat nie net van hier nie, maar hulle live shows is nie so Ja. great nie. En dis een van die dinge wat ek net gesê het wat ek by jou geleer het is om al is hy baie keer 'n introvert of veral tussen vreemde mense is as jy op die verhoog klim moet jy 'n goeie show gee. So eintlik sê jy my series is sleg, maar verder gaan dit alright. Nee. Wat hy sê is jy moet hier kom produce hier by hom. Ja. Dis Nee, ek het al. Nee, het goeie songs gehad, maar wat ek bedoel baie keer kry jy mense wat nommer 1 hits uit. Ja. En as jy na die show gaan kyk, Dis is dit nie reg. so great nie. dis Verstaan jy wat heeltemal ek Dis sê? 'n ou teleurgesteld eintlik. Ja. So ja. Piet, hoekom het jy musiek gekies nou? Waar kom dit vandaan? Want jy sê nou jy het musiek gaan swat. Ja. Hoe gaan 'n ou daai rigting? Het jy van skool af Ja, gesing ja. en gitaar gespeel en was dit maar net 'n liefde van die begin af? Ja, ek het al graad 1 begin klavier neem. My ma speel nou nog orgel. Wel, sy speel as die kerk haar vra speel nou nog orgel in die kerk en sulke dinge. En my suster sing verskriklik mooi. My pa aan die ander kant het nie hoër en laer gesing nie. Hy het net harder en sagter gesing. Maar ek reken van my maale af het daai ding gekom en ek het eintlik weet ek gitaar begin speel ook op 'n vroeë ouderdom, klassieke gitaar geneem. Ja. Toe sê ek vir my pa toe kom trend so start 4, start 3 was. Dalk nog jonger. Toe is ons daar by Eiland. Ja. En toe sing Chris Leroux daar. Jo, ek onthou hom. Toe sê ek vir my pa want hy sing Handamberge en daai mooi liedjies. O, Ja. En toe sê ek dit is wat ek wil doen. Nou hy. Ja. En hoërskool begin orkeste begin, elektriese gitaar begin speel, kadetorkes gespeel en my pa het my geondersteun. Hy sê kom net matriek deur. Ja. Ja. En dan koop ek vir jou elektriese gitaar en jy kan gaan studeer net wat jy wil. En toe Ja, kap my ons vriend. hom so. Wat het jy nou weer in die kadetorkes gedoen? Trompet. Trompet. Ja. Ja, ek het begin met 'n beel. Kan jy hom nog sal jy hom nog kom blaas? Nee, ek het die lipspannings verloor. Hoe is dit? O, Ja, okay.
Is interessant geweest. Jy weet Albert Bredenham by die Ja, hy was saam met my in 'n orkes geweest. Hy het my geleer beel speel. My, Toe was hy staat 8 of Wat is beel? Dit is soos 'n trompet, maar hy het nie kleppe nie. Dis daar waar die ouens in die oorlog speel. Ja, Ek kan nie meer dit doen nie. Ja. As Maar- iemand dood is, daai instrument laaste wat ja. hulle speel. So hy kan net 5 lipspanning speel. Okay. Behalwe as jy nou top C kan speel. So jou note is basies wat jy met jou lippe op 'n doen. lippe, ja. Ja. Dis nie van druk nou hier en jy het 'n G en 'n D en 'n Nie met daai Dis vir die beel Danny Smoke wat dit is jou lippe wat dit aan my doen. dis Ja. Dis waar 'n liedjie gaan. Dit gaan oor 'n Dit gaan beel. eintlik oor 'n beel. Wat is die orkes wat jy nou van gepraat, die kadetorkes? Ja. Wat is dit? Nee. Nee, my maggies. Op Ons skool. het op skool kadette gehad en ek seker Rikus jy was in Ja, die ek kadet ook. ook. Ja. En dan het jy donderdag was ons kadette geweest Ja. en dan het jy browns aangetrek. Ek het rang gehad want ek het as die ander kinders maak het toe gegaan het dan het ek gegaan op 'n kursus en dat ek kan die dag as ek uit die skool uit gaan dat ek kan rang hê dan Ja. kan jy dadelik as 'n korporaal instap. Ja. En ek het en dan die kadetorkies ons het nou jy het 'n C-klas gekry. Dis beels en trompette en dan dromme en dit jy weet en dan kry jy B-klas orkes is net trompette en weet die slaguisters. Ja. Ja, Die skorrelgoed. Ja. En dan jou A-klas orkes is nou vliegelhorings en trombone en Ja. skuiftrompette en trompette en ons het 'n A-klas orkes gehad en ons het Taiwan toe getoer en Hong Kong toe getoer Wat? met 'n landswye orkes wat ek deel Ja. was van. Ja, dan het jy ver gegaan. Ja, en ons het landwyd ook gewen. Maar ek onthou Rustenburg was van ons groot Rustenburg en Grensbach was van ons groot kompetisie. Jy's reg. Ja. Nee, ek was mos al in HTS Rustenburg. Maar ons- hulle was nie kompetisie. Ja, hulle was alright. Ek het sidedrum gespeel. Hoe het jy drum Ja. Sadrum gespeel? Ja, Maar- maar dit was nogal lekker, Het ek moet die sê. het van die soos die eerste span rugby ouens en so julle nie gebliksem met as jy in die kadet Nee. orkes. Was dit cool? Ja, veral as jy orkes gehad het. Maar ek reken ander skole was hulle gebliksem. maar ons was eintlik heel alright Wat geweest. is waar was jy op skool dan weer? Potchefstroom Ja, Gimnasium. ek wou nou sê Potchefstroom. Ja, ons het eintlik 'n baie goeie kultuurskool gehad. Hoe is dit? Ja, baie goeie kultuurskool gehad en die ouens het mekaar respekteer. Die rugby ouens het die orkes ouens gerespekteer en Okay. vice versa. Het jy Ja. al jou kinderjare Potch gewees? Ja, selfde huis gebly. Laerskool, hoërskool en toe was ek nou nie toe wil ek wat moet ek nou sê, ek was nie akademies Ja. vir pik reg gewees nie. Toe sê ek vir my pa, toe kyk ons hierdie kant om te kom studeer. En toe wou ek tegnikon toe gaan. Toe is my teorie nie goed genoeg nie. Oei. Toe ek 'n oorbruggingskursus baak musiekonderwys gaan studeer het. En dis waar ek vir Brimmer en vir daai ouens ontmoet het. En toe besluit ek, okay, nou het ek my teorie reg. Nou gaan ek hier terug. En Hors ook, 'n ander vriend van my. Ek onthou hom, Hors. Toe sê ek, weet jy wat, ons begin in die nightclub speel daai tyd met 'n folkband. Ja. So 1994, ek en Hors en Stean van der Walt was ook Ja, deel van dit Stean. gewees. En ons het folkmusiek gespeel. En toe die volgende jaar toe ek en Brimmer begin saam speel, toe is nou eintlik wat ek nou besluit moet ek gaan tegnikon toe, want Ja. my teorie is nou reg, toe besluit ek bulker dit ek en Brimmer gaan aan, ons maak ons kursus hier klaar en ek gaan musiek doen. Ja. Jy was nie weermag toe gewees nie. Matriek was ons opgeroep. Ons was in die laaste groep gewees, Matrieks 1993. Wat ek was opgeroep toe sê ek wil Kroonstad toe gaan want hulle het ons 'n ordentlike orkes Ja. by die gevangenis gehad. En toe word ek opgeroep sien toe ek kry kering, ek sou Franse horing daar gaan speel het. O ja, Klink ja. bietjie verkeerd, nee. Ja. Maar Frans Met 'n Franse hoor. Frans se horing. en gelukkig vir Frans is ek nooit so toe gewees nie. En ek het toe einde van die jaar toe sê hulle ons hoef nie meer te gaan nie. En toe sê ek wel, in daai geval ek gaan dit nou nie aan myself doen nie. En toe kom ek Pretoria toe en kom maak musiek. Pieter, hoe lank het ek by jou gebly? Jy het amper seker so 9 maande, 10 maande. So lank. Maar ek sê wie sê Het jy het hy hier betaal? Dit was die lekkerste tyd van my glad nie. lewe. Ek was ongelooflik ryk daai tyd. Maar net daai Ek dink tyd. jy was 2.2 biljoen sterk as ek reg onthou daai tyd. Jy onderskat my bietjie, maar nee, dit was nie nodig nie want ons het saam in die orkes gespeel Ja. en die dag het ons daar gesit, nou het Facebook net uitgekom. Ja. En dan as hy slaap, dan Facebook nog begin met Rieke Snell is. Ja, dan sê En jy dan- mos nou iets. Dan O, skryf jy ja. nou iets. Dan skryf jy nou daar met sy
jy log in op sy goed Ja, is. ja. Riekie Snell is. Wonder of sy vriende hom verlang vandag. Ja, dan gaan Dan gaan jy op sy hy- Facebook. Hy tik op my Facebook goed en dan ek kom dit eers die volgende dag. Dan ek so baie mense wat gekomment het daar. So jy's gefacejack. Ja. Hulle het gepraat van Ek facejack. het selfs sy geloof verander. O ja. Ja. Jy moet mos daarby religious en sê Ja. kyk daarin. Ek weet Ja, wat ek kan ek nie onthou wat jy aan. Tot jou geloof verander. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir Ons moedertaal wat ek regtig waardeer. Maar verseker, is baie mense se perfekte keuse. dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. Klik hier of besoek ons webwerf. Verseker jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. Sien julle net so baie uit na die jagseisoen? Ek en Rieke se hande is al klam gesweet. Ons kan nie wag om haar eerste skoot te trek nie. Maar moet jy altyd met iemand anders se geweer skiet? Wel, ons het vir jou 'n oplossing. Lock and Load maak in Engels noem hulle custom made gewere met proeflope en GPO teleskope en gaan kyk net wat hulle het. Dit is nou die elite van die elite gewere en hulle maak hom vir jou na smaak. So gemaak 'n draai by Lock and Load. Ek en hom het self elkeen 'n geweer van hulle natuurlik. Die ding is net jy gaan nog steeds bokkoors kry, maar jy gaan raak skiet. Nou maar toe. Daar het julle dit. Hulle is in die Erasmus Kloof en is die vriendelikste manne wat jy ooit sal ontmoet. Hierdie jaar doen Ngiri Auto in samewerking met Tire Mart Hatfield 'n golfdag op die 22ste April 2026 ten bate van Lighthouse of Hope. So maak seker jy bespreek jou vuurbal of as jy net by 'n gaatjie jou besigheid wil bemark, maak seker jy kom in kontak met Ngiri Auto. Sien julle daar. Maar dit was nogal lekker en dan ek en hy daai tyd was hoe kan ek sê wat is die woord sorgloos of Ja, wat is ja, die ja. woord? Ons het nie ek meen ek het nie vrou of kinders gehad nie. Pieter, Was jy ook single? Ek dink hy was nee, ek dink Jolas was al in die prentjie, maar dit was ek kan nie onthou. Ja. Eerlik, maar ons was net ek en hy in die huis. Ja, die en was die, baie en die Zambier. En die Hy Zambier. het daar Wat, agter gebly, hy het die huis skoon gemaak. wat was dit? Jy twee dink manne hulle van was- daar op 'n tyd een by ons ook kom. Maar hulle is van Malawi af gewees. Oh, sorry, Malawi. Ja, maar hulle het paspoorte gehad. Ja, ja. En ja, hy het daar agter gewerk en uit die huis omdat ons daai tyd baie weggegaan het. Dan het ek sê net maar vir 2 weke het ek in Engeland gaan sing en 2 weke in Kanada. Ja. Was nie vir 'n maand weg en dan pas hulle die huis op. Maar toe na die tyd kom ek agter hulle het eintlik partytjies in die garage gehou. In die garage. Ja. Ja, ek onthou dit actually. Of vat hulle oor Ja. daar as jy weg is. Yes, ek onthou daai tyd. Dan kom ons laat by die huis, dan is die garage so stukkie oop. Jy, Ja, ek onthou dan sit hy baie al goed. binne en dan maak hy oop. Hy het sommer hy eintlik half 'n wag ook gewees. Hy het Ja, mooi ja. opgepas in die aand. En jy's nog steeds in dieselfde huis. Nog steeds Dis dieselfde amazing. 22 jaar en maar die lekker ding nou is, Bossie, ek bly oorkant die laerskool. Ja. Oorkant laerskool die Larispark. Ja. En is 'n wonderlike skool en my kinders is nou eers graad 2 en graad 3. Ja. So ek stap uit die oggend met hulle na die hek toe en as ek terug is en voor die TV lê, want jy weet hoe graag lê ons op baie bank voor daai Ja. TV in die dag, nê, dan is dit wel die oggend en dan is dit 5 minute gewees. Ja. So ja. Want jy Dis oefen 'n- dan jy oefen sessie in. Ja, en wat nou lekker is, dis 'n briljante skool oorkant jou huis en daar's dit. Slaap jy nog so laat of kan jy nie meer Ek nie? kan nou nie meer nie. Kyk jy, hy Nie kon met nog- kinders nie. Hy kon lekker slaap. Ja, moet jy jouself nou glad nie daar in die milieu uitgooi nie. Maar onthou jy het 'n naglewe gehad. Jy het daai tyd 'n naglewe gehad. Jy het gewerk tot 12:00 1 uur en dan moet 'n ou in lê. Pieter, ek kon slaap man, jy het hom gedruk hoor. Jy het laat opgestaan. As hy opstaan dan maak hy vir hom middagete. Ja, dis waar. Hoorie, dis een ding wat mense ook nie van, jy kan baie lekker kos maak. Dit kan ook op Vrugtig. tyd, Ja. Nee, hy het vir ons bederf daar in daai tyd wat ek daar was. Ek moet sê ek het nogal baie van die kos
geleer by Kaapse vriende. Veral ek en Andries Krogman was baie goeie vriende gewees en Andries het ons altyd die kos gemaak by Makelas en hy was 'n wonderbaarlike ou. Jy weet, kyk, hy en Dani Neels, hulle het mekaar Bossie genoem daar by universiteit. Ek wou dit net vir sê, dis wel Ja. Bos vandaan, kom my Bos is om Ja. Andries. My En bliksem. hy, Ja. dit was al in 1976 gewees dat hulle in Potch mekaar dit genoem het. Ja. Wat nou so oorgewaai het na ons almal toe Ja, en wat ja, ook ja. al. So hy is eintlik die ou en hy het altyd gesê my bos, my springbokvel. En hy het my ek het baie by hom geleer kos maak en dan van jy weet dan leer jy by jou Weskus vriende, by Kitty leer jy kreef en by Ja. Wiekus leer jy visbraai en by Tersius enige ding braai van muisbeskerm en so Ja. leer jy by elkeen iets. Ag, en wie was lekker, jy's nou nog uit die aard van sak nie om Andries nie meer nie, maar ek bedoel jy's nog nou nog pelle met Kitty Ja, met dis familie daai. met Kitty en Wiekus. Wiekus. Ons gaan elke Januarie. Ons teer die jaar sien ons mekaar. Maar Januarie is ons 'n groot groep en dan gaan ons Lambertsbaai toe Weskus toe vir 2 weke. So elke aand is dit iets verskrikliks. En dan Jan, wat sy opsig? en alles. En dan en dan elke tweede aand nooi Tersies ons dan eet ons by die skerm by Muisbos of ons Ja. hierdie ou nooi ons vir 'n vis of Wiekus het 'n kreef geduik of wat ook al en ons maak dit. Hoe sê julle dit maak dit vir ons lekker dan? Nee. Piet, jy's nogal afgesien nou van jou sangtalent en musiek. Jy's nogal sien jouself as 'n storyteller ook. Want jy is nogal jy is 'n verseker. Daar's niemand wat 'n grap soos jy kan vertel of 'n ek sweer elke keer as mense jou sien, jy het altyd 'n grappie wat wag of 'n storie wat wag. Ek meen dit self is Ja. amper half ook 'n loopbaan. Jy pas dit toe in jou shows ook, storytelling. Ek hou daarvan want ek het groot geword met stories. My ma en my ouma. Kyk, my ouma is dood. Sy was amper 102. What? En hulle het die mooiste stories vertel. My ma was 'n laatlammetjie. So ek het van kleins af stories, spookstories, enige dinge, die interessantste goed vertel. Ja. En by dit gesê, as ek in 'n geselskap kom en dit verstuur baie keer vir Jolas, Ja. hou ek daarvan om met die ouer mense te gesels. Ja. En as jy op 'n boot gaan, dan en die ouer mense keer jou voor. Ek sal graag by hulle wil gaan sit. Ja. Ek hoor jou, ja. En bietjie hulle En stories stories en- vat by hulle. Ja. Want Maar net die eerste aand. maar die spookstorie ek onthou die spookstories ding ook jare Ja. terug. Het jy nie so 'n program ook gehad? Ek het Ja. 'n spooknote was die ding. Ek het 'n hele album uitgebring net met spookliedjies. Die meeste van dit ek self geskryf en Ja. dan het ek baie van die ou spookliedjies. Ja. Daar was een gewees van Thys Nel. Van die ene spook was Vet en die ander een was Maar. Ja. Interessante storie. Oom wat hom geskryf het, se naam was Thys Nel en toe sy opgeneem later, jy weet deur Yuri Ferrer en El Debo hulle en Hendrik Susan en sy orkes hom O, ja, ja. opgeneem. En natuurlik Blommetjie gedenk aan my en daai goedjies en Koos Doep se spookliedjies, maar verder het ek al die Kimberley se spooke en Vleiende Hollander, Daisy de Melker, klomp daai goeders. Maar dit het jou nog altyd intrigue, nê? Nee? Ja, nee, ek's baie lief. 'n Lekker storie en selfs die Ja. musiek waarna mense luister. Chris de Burg, Don McLean. Ja, Chris Hulle van der almal Berg. vertel, ja, Chris de Berg. Ek het 'n vriend gehad. Ons het nog steeds vriende. En hy het 'n tape gehad van Chris de Burg. En toe kyk by die tape want ons het daai tyd ons oorgetyp. Dan druk jy kyk by die direk hy staan op Chris de Burg. Chris de Burg sê was Lady the Red. Dit is dit Chris van der Berg met Tannie met die rooi rokkie. Daar's 'n ander. Ja. Hoor jy- En Magiel Jacobs soos ons Michael Jackson, nê. Nee. O, ek het nie is dit sy regte naam? Ja, ek het Magiel altyd Jacobs. gewonder. Sal Ja, sê. op sy ID Daar's boekie. paar van hulle. Ja. Paar van hulle. So 'n Henning se Ja? ma, Henning het toe hy klein was het ook tapes geluister van sy favourite gitarist en hy het verskriklik van Eric Clapton gehou. Ja. En toe sy ma weet dit toe en toe hy nou uittrek toe maak sy goedjies vir hom nou bymekaar en toe skryf sy op die tape Eddie Clapman. Eddie Clapman. Eddie Clapman. Weet jy, praat van spooke, het jy ek weet waar kom 'n ou se liefde vir spooke vandaan? Nee, maar Het daar's jy altyd 'n goeie storie agter dit. Ja. My ma het in 'n toe sy klein was in 'n spookhuis gebly daar by Witpoortjie. Ja. En my oupa was die predikant daar gewees en van dit af hulle het verskriklik spookstories vertel en dat Ja. ek altyd my ore daarvoor oopgemaak en daaroor gelees. Ja. En daar's interessant. Ek het dit 'n paar keer dit ervaar. Ons het 'n vriend van my het in 'n woonstel in Sunnyside gebly. Ja. En daai tyd het ek dit was in 94 gewees. Toe het ek en Horsel gesing in 'n plek Tequila Sunrise Cafe in Eslinstraat. Ja. Ja. En toe een aand toe sê hulle vir ons hulle wil nou huis toe gaan. Dis sê nee, kom ons drink nog 'n bier wat ook al.
Ek het gelukkig net geld vir nog een gehad. Ja. Sy sê nee, ons gaan huis toe, ons gaan vir die spook luister. Ek sê wat? Ek gaan saam. En dis stap dan die ou woonstel langs toe die kort en wragtig 2:15 die oggend begin daai ding rondloop. Draai om, gaan die wasbak ook, gaan die tandepasse elke aand. Het die ou nou so daar. Maar hoor jy dit of Hoor jy dit duidelik? En jy sien dit. Jy sien hoe die kraan Nee, jy hoor dit. Maar ek wil gaan opstaan en gaan kyk, maar dan sê hulle ek moet nou nie gaan opstaan en gaan kyk hom nie. nie Maar dis hinder net nie. ons daar in die vertrek, maar dis jy weet daai Sunnyside woonstelle is ou woonstelle gewees. Ja. So ja. Maar het jy al een gesien? Nee, Jy? nee. Jy's te bang. Ek's te bang. Ek sal as ek in daai huis moet wees en so ek skyt net daar. Is hy by Baanjaard in Ja, Mossel Bay. Mosselbaai maar die een in van der Byl of van vereniging. Nee, ek weet nie. Ek weet net van die een in Mossel Bay is ouma. So die een in vereniging. Ja. Daar's ook. Is dit nie die dros nou nie? Hy het verander in die Dis dros hy, nou. die drots is langs. Ja, die Bouma. O nee, jy kan dink nie. aan Nee, sorry, Alberton. ek dink Jy aan moet nou Alberton. regtig Ja, kyk wat ja. jy nou. Laat Ek ons het saam met nie- Pietman en Bok. Ja. Ons het, daar was so sou die boere in die skoot daai. Ja, ek kon En hulle terwyl ons jou sê hulle kry Pietman so hoendervleis. Ja? Sê, Dan klap 'n spook om. ja, hy sien die spookie agter vir my. Maar ek het nog nooit ek weet die mense met sulke aanvoeling hê. Ek het nog nooit sulke goed beleef in my lewe nie. as jy hoendervleis gekry het, was dit of oor twee dinge of oor iemand se asem Of ek wou gaan skei. ja, of jy wil gaan. Hoorie so maar oom Slaat ek hoendervleis uit. Oom Ollie het altyd gesê van die ouetjie wat die waterpomp gaan afsit het. Toe sê hy Japie het gaan stap, toe gaan die waterpomp afsit daaronder by die vlei. En toe hy by die pomp kom, toe sê die stem, Japie, wat maak jy? Toe hoor hy, dis sy oorlede oupa se stem. Ja. Toe sê die stem vir hom, moenie bang wees nie, ek wil net so 'n bietjie met jou gesels. Toe sê hy, wel, solank oupa nie omgee om so die hardloop te gesels nie. Al skuitend in die hardloop te gesels. Piet, het jy ooit sport gedoen? Ek het 'n bietjie cricket en so. Nee, ek het rugby gespeel op skool. Nou gaan 'n hele klomp mense wees hulle gatte aflag. Ja. Maar Gimmies het 6 spanne gehad. Ek was baie gelukkig in die 5de span. Maar want Gimmies is 'n goeie sportskool, ek weet dit. Ja. Ek het al so 2 wedstryde toe as vleuel uitgedraf Ja. vir die derde. Maar onthou jy die rugby wedstryde wat ons In gedoen het? Bloem. Ja, en En beloftes. by loftes, ja. Ja, rugby klink goed. Dis oor die 20 jaar, nee, 23 jaar Ja, terug. Matthys Bosveld klong, jy Matthys Matthys, Roots nog Dani daai Nels, tyd, Dani Wiekes. Nels, Wiekes. Maar het jy gespeel Dousie. dan? Ons ja, Dousie almal. het ook ons gespeel. Ons het rugby gespeel. Nee. Dit klomp kunstenaars gevat. Dan vat hulle van die ou Vrystaat so Helgard Miller en daai ouens. Ek dan speel jy teen daai ouens. En toe ons op loftes kom, nou sê hulle vir nou sit Andrei Venter daar. En nou's ek vleuel en hy speel ek dink flank. Ja, ja. Op slot. Hy kom nou hierdie kant afgehardloop. En hulle sê vir die ouens moenie te rof wees met Ja. die kunstenaars nie. En Arne Jordaan het ook gesê hy het goed geskop. Hy het ons goed Ja, gespeel, Arie is 'n goeie rugby speler. Ja. En hier kom Andrei Venter Venter, ja. op my afhardloop. En jy sien daai mense op jou afhardloop en toe hy by my kom, toe draai ek net om skuins en toe klap ek vir hom hande toe hy die 3 druk. Ek gaan hom nie keer nie. Want jy weet daai ou se sag Nee. is klaar 100 maal Maar hy- te erg vir Ja, ons ek om gaan hom te hom Ja, hy trek. kom toe aan met die bal. hy Hy's kom op met pad die bal, doel. ek moet hom nou keer. Toe klap ek vir hom hande. Hy Maak toe hom gee plek. pad toe. Ja, ek het stories gehoor. Dousie het ook mos gespeel. Ja. 'n Klomp ouens. Ja, dit is my van nie. Nee, ek was nie daar nie. Wat se posisie het Ek Dousie ek- gespeel? Nee, obviously. Hulle is maar daar voorlangs en Matthys het ook lekker. Hulle het almal lekker gespeel. Ja. Ja, daai wat jy sê was hy daar teen dan by die oorseese toere toe kom daar ou by. Daar's by Presley's. Ons het baie daar gaan Ja, ja, karaoke. ja. Ek en jy en Teens. Teens, ja. en, Ek het nog foto's van dit. Ja, dit is gewoon karaoke sing en dit is daar by die dan sê die ou vir my, "Jy Pieter, jy bent nou daar in Engeland gewees, daar by Zulus Bar." Ja, jy toe jy daar aankom, het jy hierdie springbokkies gedrink. 10 springbokkies en dan gaan sing jy, daar's 'n snakebite en daar's brandewyn, snakebite brandewyn, dan sing jy, dan sing jy die stem, dan staan almal op en sing die stem saam. Jy sien maar dis ongelooflik. Ek sê ja, dis lekker. Hy sê ek kon nou nie die aand daar gewees het nie, want ek moes wel by die Big Wheel werk. Ja, maar sy Pelle het hom vertel. Hy het gehoor daarvan. Hoor jy daai tyd, weet jy baie was ek en hy en Teens en Action, is dit Action Ja, Bar, die een Lanspres. Dis hy ja. Ja, ja. Ek mos nou weet Want daai een gaan ons dwars deur. Wie het ons gekerry houtjie daar? Dan kom ons daar aan, die meisie wat daar sit, wat deur die vorm het. Dan kom ek daar aan en ek sê,
Bed of Roses. Met sy fees, dis wat jy gaan sê. Bed of Roses. Ja, hy gaan baie vrouens sing. Die wat is lekker, dan is daar, met daai tyd almal maar single en dan kappel sommer. Dat is lekker Vreet jy 'n geweest. worsbroodjie en dan Ja. gaan jy huis toe. Ja, Pretoria se goeie ou dae. Ja, Dit was baie. hom lekker daai tyd. Baie, Julle en baie. julle was besig. 4-5 shows 'n week wat julle Ja. gedoen het. Op en af. Dink jy ek dink baie by myself. Ons ouer generasie of kunstenaar nie dat oud sien, maar ek bedoel nou, dink jy dinge het baie verander in Pretoria? Menne as jy vat toe Hatfield daar was teenoor nou of dink jy ons kom net nie uit om te sien is nog steeds lekker nie? So my daai tweede ding wat jy dalk sê is die waarheid. Ek weet van nou die kindertjies het net goeters jy is maar kieskeurig oor waartoe jy gaan. Ja. Maar so jy gaan baie keer, ag daar's 'n paar plekke waartoe ek gaan, maar ek sien nie soos ons daai tyd gesien het, laat die een kunstenaar na die ander een toe gaan en daar die hele ensemble Ja. sing nie, want as jy kan onthou, ek het nog foto's dat ek en jy by Firkin speel en dan Steve en Mel klaar met dis hoe dit is. Dis waar, kom En maar dan so. kom Steve en Mel daaroor en dan kom jam hulle daar saam met Klim hulle ons. sommer op stage en spring. En dan's Andries Ag, Botha en hy sing. gooi in en so gaan ons na die ander een. Snaakse ding wat daai tyd gebeur. Nee, maar jy het ook tyd om te Ja, 100%. Ja. Nou by Firkin. Ek meen dit was ongelooflike aande want ons het daai tyd gesing Dinsdae het ek gesing. Niemand het nog ooit op Dinsdae aande gesing nie. En nog Afrikaans ook al. En hy's vol. Ja, En daar- nee, almal is ek- daar, ja. Ek sê jou, elke Dinsdag vol. Nou kom Matthys want hy het om die draai gebly, Matthys Roots. En hy kom so nou praat ek van so 2002 rond begin 2003. En nou kom Tuisie oor en hy sê van hy wil nou hier agter kom kuier, want dit is baie vol. Ek sê nee, okay, ek reël vir jou agter by die kombuis. Kom agterom en dan reël ek vir jou. Ek sê maar wat wil jy drink? Dan kry ek so lank vir jou dit want jy kan nie plek kry by hier nie. Hy sê nee, 'n Amstel. Ek sê nee, okay. Matthys kom en ek sê hier's jou Amstel. Right. So gaan dit aan amper elke Dinsdag gaan. Sê Matthys net vir my 'n SMS daai tyd. Ja. Sê hy's nou hier. Ek sê Amstel. Kom Matthys in. So gaan dit Ja. vir jare aan. Later en het ons met die band 6 snare saam gespeel. Ja. En dis nou ongelukkig nou na sy ongeluk. Ja. Nou kyk ek mooi as by 'n plek is, dan het Matthys se Amstel. Jy kyk na hom, ja. Nou vat jy oor die 20 jaar Ja. wat dit so aangaan. En toe het Matthys dag so 2 jaar terug of 3 jaar terug het ons so 6 snare ding gehad by Atterbury Theater. Ja. En toe hy klaar is en hy kom daaraan, toe gee ek vir hom hier so Amstel. Hy sê, hoor jy my maat, ek wil net vir een ding vertel. Ek was net daai een aand lus vir 'n Amstel. Rarig. Ek drink eintlik whisky. Rarig. Jy gee nog al die jare vir 'n Amstel. Oor die 20 jaar. In fact, hou nie van Amstel. En onthou jy KAK ja, daar het ons Congo goeie tyd. Wynhuis. Congo Wynhuis. Ja. Daar het ons al jaar, hoor. Ja. Daai tyd, dit's eintlik waar ek jou goed leer ken het, om eerlik te wees. Dan het ek altyd kom kuier, daai tyd saam met Dousie Ja. of whatever, en daar het ek en jy begin lekker pelle raak. Julle het die lekkerste orkes daai jaar met daai jare wat jy saam met Dousie gespeel het. Dit was die lekkerste orkes. Jy en Henning en wie bys Theo Klassen ja, en en Stef. Ja. En ek meen dis jare se stories daai gewees. En ons het dankie, baie Bos. so op mekaar se pad gekom wat ons Verskriklik dieselfde baie. fees, maar daai orkes was net legendaries geweest. Dankie my ou vriend. Ja, ek moet sê ons was nogal dit was 'n lekker orkes en ja, dit mens verlang na daai. Ek mis dit. Jy weet dis vir my lekker om op my eie te sing en goed en ek jy weet ek vat dit nie van selfsprekend nie, maar ek mis daai dae. Ek mis daai dae wat ek vir jou en vir Dousie en vir Teens en daai manne gejol het. En 'n paar jaar later met hulle. Met Ja, met Hammy. Robbie Ja. ja. Ek en hy was saam met Hy die band. prop. Ja. Ja, Ek en Prop en Justin. dis lekker. Dis so maar baie Ja, gehad wat gespeel Dis het. baie lekker. Ek het gister toevallig met Robbie gesels en toe onthou ek daar by Congo Wynhuis, die eerste keer dat hy kom sing het by die feeste, toe het ek vir hom daarso weet dat hy daar kom, ons het vir hom daar dat hy jol daar. En wie dit hy het so gitaris saam met hom gehad. Eugene Jensen. Ja, hulle het ja, net so saam ja, gejol, so wit ja. kop mannetjie wat so rond wat so Ja, geopereer het. hulle het so saam oral by die Pieter, hoe jou program wat jy nou aanbied? Ek het 'n program op Pretoria FM, die storie van Afrikaanse musiek. Wanneer saai hy uit? So hy gaan Vrydae aande uit en dis baie interessant. Ek het begin amper 2 jaar terug
ek het baie navorsing deur die jare gedoen oor waar Afrikaanse musiek van die eerste opnames en sulke dinge. En ek het begin by die begin van Afrikaanse musiek. Die eerste opnames deur die Springbok span, jy weet daarso. Ja. En daar's selfs blykbaar ouens voor hulle gewees, maar daar's ongelukkig nie bewyse van die Smith ou nie, maar daar's geskryf oor hom, maar nou het jy gepraat van die eerste opnames en toe later van die ou orkeste van Hendrik Susan en van, jy weet, David de Lange hulle en almal, elke keer 'n ander program, so het ek hom opgebou, Jan Pool hulle en Jan Pool se dogter genooi, later dan by hom Gert van Tonder het ek hom gesels en toe begin ek oor Sias Reyneke, dan nooi ek vir Andre Viljoen, en om Andre weet het van daai legendariese liedjies geskryf, en vir hom Gert van Tonder. My vriend, dit moet amazing wees, jy het al interessante van Jannie tot Sonja, Annie van Rooi en met Koos Doep, dan het ek met die tannie gesels, sy vrou gesels, met Lucas Maree se kinders, met almal. En nou die laaste paar weke begin ek nou hier waar, weet, so van die vroeë 2000s af. Is jy al daar? Nou is ons al daar, so, dis nou, jy moet nou een van die dae, moet jy nou... Wel, ek kom. Ja. Wat is wat se jaar praat hy ou van die eerste Afrikaanse opnames? Waar min of meer lê dit? Kyk hierso, die eerste opname wat ons het, wat in Afrikaans gedoen was deur die Springbok span van Paul Roos in 1906. Maar hulle het paar plaatjies gemaak, hulle het gaan wedstryde speel daarso. En dis ook al die naam die Springbokken gekry het. Okay. Hulle het gesê ons is die Springbokken met Paul Roos 1906. Toevallig Daisy de Melker. Sy man, Sid de Melker het in daai span gespeel. Wat? Ja. Maar hy was toe nog jonk geweest. Hy het eers in die 30s met haar getrou, maar in elk geval. En hy het in daai Springbok span gespeel en hulle het opnames gemaak en hulle het gesing My matras en jou kombers en daar lê die ding. Wie het vir jou die naam gegee van Generaal Boeler? En dit was die Springbok span en hulle het hulle het Springbok Chorus en Warcry het hulle dit genoem. Maar dit is die opnames wat ons het. Dis die eerstes wat mense van weet. Ja, 1906. Ja, want daar was sprake van 'n J.J. Smith wat 'n paar maande voor hulle daar was in daai ateljee in Engeland ook opnames gedoen het, maar hulle het nie. Want ek wil nou net vir jou sê, hulle moes oor see rekord het. Hulle moes oor see, ons het nie daai. Ons het daai toerusting gehad. Ek dink daai toerusting het eers later in ons land gekom, Hulle het hier in die vroeë 20s, wanneer was in 1915 rond, die eerste keer, het hulle ouens gestuur van daar af om opnames te kom doen hierdie kant. Rarig. Dan daar klomp kore en orkeste, boerorkeste kom opneem. En dan het hulle net so in Kaapstad en Johannesburg het hulle opnames gedoen. 'n Paar van hulle het kom opneem en later die jaar het hulle weer die apparaat gestuur en toe het Eddie Gallo hulle. Ja. Het hy basies die eerste. Dis nou Gallo. Dis het Eddie Gallo maar ons eerste volwaardige opname goed. En toe kom oom Boet Pretorius hulle toe heel wat later. Ek het dit hom ook gesels met hom en Tannie Karika. Dit is die oulikste en ek weet julle twee gesels nog Ek het lekker met hom Boet. Ek is baie lief vir hom. Ja, en om John Lindeman. Lieflike mens. Hy het altyd daai tyd as ek tog nie in die bedryf, maar dan speel ek op mense se CD's. Hulle boek my vir een of ander instrument. Hy het my al die jare gebruik. Vir konsertina. Sê ek okay, ek moet kom, dan gaan ek aan om John Lindeman toe. Maar nou is ek en hy so al vriende ook al. Dan speel ek sy klaar en luister hy so, mooi. Hy my nou betaal. Gewoonlik EFT, haal hy die geld so uit, dan sê hy vir my, dan gooi hy die geld so op die vloer. So letterlik as jy klaar is en hy luister, dit werk. Dan gaan ons kry, Henry, jou lig. Sorry, maar ons lig het afgegaan. Ek kan nie so werk nie. Ons ook nie, Piet. Maar anyway, dan gooi, maar dit is nou grappig, gooi het op die vloer. Hoor jy dan lag hy op dood. Maar dit's funny. Tel jy nou maar jou geldjies al by mekaar en ons het eintlik ons het so baie eintlik om oor te praat nog. Jy's een van daai gaste, ek sê altyd partykeer kry ons gasse wat daar moet eintlik 'n tweede episode kom. Want jy het interessante goed om te vertel, jy weet. Maar die tyd het ons nou ingehaal. Hoorie Piet, maar net gaan nog op jou radio onderhoude wat jy nou praat oor recordings en wanneer is die opnames gemaak et cetera. Jy gaan nou soos jy nou aangaan want jy's nou in die early 2000s, gaan jy
heel aan die einde gaan jy nou met robotte en goed met begin praat met AI Met musiek. AI, dit gaan jou laaste episode Jou wees. laaste. Die laaste onderhoud is ook nie jy nie, dis ook 'n Ek het robot. nog nooit so daaraan gedink nie. Nee. Ja. Nee, dan sal ek maar by die Engels sounds begin praat voordat dit gebeur. Dan begin jy begin voor. Ja. 1906 maar met die Engelse mense. Engels en vanaf af kan jy na Zulu toe gaan, dan begin jy by Dozy. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Nee. Piet, ons gaan 'n game met jou speel want ons tyd het nou ongelukkig opgeraak. So Rikus, het jy jou oorfone en goed gebring? Moet ons daai games speel? Ja, Okay. ja. So ons game het nog nie een keer gewerk nie, want ons is nie baie goed nie. So ons gaan vir jou oorfone Ek hoop dit aansit. werk vandag. So jy gaan nou die oorfone Ja, aansit. en dan Oor speel ons- hierdie. Jy sit dit boord. Dan gaan ek nou musiek hier oorspeel. Dan gaan ons vir jou 'n sin sê of kom ek sê vir jou ja, kyk maar net So ons daai lippe. jy druk daai in jou gat in. So Ja. druk op in jou aanhaal. En dan moet jy nou raai wat sê ons, maar jy gaan ons nou obviously nie hoor nie. Okay, ek sal begin, Rikus. Kom ek speel, kom ek. Speel hy. Ha? Saam musiek. Ek hoor musiek, ja. Ja. Wat jy's ek hoor alles hier. Ek het gekyk hoe hard praat mense as hulle oorfone in dit. Okay, Piet. Dis 'n rooi kardie, dis 'n mooi kardie, dis 'n baie mooi rooi kardie. Dis vir jou moeilikheid dat ek vir jou mooi lyk. Okay, gaan weer Rikus. Nee, is verkeerd. Dis 'n rooi kardie, dis 'n mooi kardie, dis 'n baie mooi rooi kardie. Nee, bliksem. Nee. Gaan dit wat jy sien, wat is daar wat jy Okay, maak bietjie met ons Okay, die mond ek groot. gaan- Het kry mense dit actually reg? Jy is die eerste een wat dit nou met my sukkel. Okay. Dis 'n rooi kardie, dis 'n mooi kardie, dis Ek is bang jy sê dis 'n rooi kardie, dis 'n mooi kardie. Jy's reg. Okay, nog een. Okay. Jy het een van die mooiste vrouens wat ek in my lewe al gesien het. Jy met die Ja, jy's reg. Jy Ja, jy. okay. Ja. Jy het een van die mooiste vrouens wat ek in my hele lewe al gesien het. Ja, ek hoor sê net jy met praat bietjie stadig. Jy het een van die mooiste vrouens wat ek al in my lewe gesien het. Jy het vir my die mooiste vrou Ja. in die hele wêreld. Basies. Jy's al verreg. Ons gee dit vir hom daar. Ek het gesê Okay. jy het een van die mooiste vrouens wat ek in my lewe gesien het. That's why I love you. Ek dink ook so. Hoorie Piet, dankie my vriend. Dankie. Ons het vir jou 'n drankie, 'n baie jy kan daai sterk oorfone drankie. nou afval want jy nou kan jy Mag ek hierdie hou? Ja. Jy vat dit huis toe daai, hoor, dit is jou oor. So vat 'n slukkie daar Piet en dan moet jy raai. Dis in ons versekerbeker. En raai wat het ons vir jou? Ja, is nogal sterk. Sorry hoor. Jy vat groot slukke, né? Varkpis. Jy's reg. Jy's 100% reg. Wie hoe goed is dit vir jou? Hoor jy jou taste buds is maar daar. Jy weet dan wat dit En is. dis hoekom hy so jonk klink. Van varkpie wat hy drink. Dit hou met jou vel jonk, né? Blykbaar. Jy het my daai ding geleer. hoor. Hoorie, maar dit is dan obviously in jou gene die feit dat jou ouma 102 geraak het. So Jepie. verwag dat jy ook kon jy ons nie gehoor het nou nie. Ja, kon. Maar jy het nou lelik gepraat as ek nie my oorfone kan ophou nie. So jy gaan ook 102 jaar oud word, hoor? Pieter, Ons sal maar sien. Van varkpis. ek wil dit afsluit deur vir jou te sê, al dink jy dit nie in jou kop nie. Weet jy wat 'n legende is jy? Regtig en dit kom nou uit my hart. En ek het altyd met lof en mooi van jou praat want ek het 'n lang pad saam mee gestap en ek het so baie by jou geleer. Regtig. Ek sê dit altyd as mense my vra by wie jy geleer, sê jou naam altyd daar wees. Dankie. En, Ek het by jou ook baie geleer. Dankie. Maar jou nederigheid en die feit dat jy nie dink jy's 'n legende nie, maak my nog liewer vir jou. En dit's great. Jy's 'n flippin legend. Jy gaan eendag gaan ons as ek en hy 'n radiostasie program dalk het, gaan ons lekker oor jou ook moet praat. Verstaan? Want jy het klaar al soveel bereik en soveel gedoen vir Afrikaans en jy's nog steeds besig. En jy's aan die gang. Baie dankie. Ek wil net hê jy moet waar boek mense jou as vir 'n show nou.
Nadia doen my boekings. Okay. Ja, so kyk op my Facebookblad is Nadia se nommer daar. So. Alles is daar. Ons kan is sommer op my- hier onder ook gooi, Henry. O ja, Ja, en wat ek ja. jou nog wil vra, nuwe musiek, Ja. hoe lyk jou dinge? Ek het 'n week terug 'n nuwe liedjie wat ek geskryf het, Die Osse was sy naam, en ek het vir dis ek en Brummer, Fatman en Ignis. En Ignis. Ignis ja. White, ja. Hulle het hulle gekry om dit saam op te neem. En Ek dis- lekker. Ja, dit gaan oor dis gaan maar oor die groot trek, Ja, maar dis nie 'n swaar liedjie nie, dis 'n lekker liedjie Lekker en liedjie. Die Osse was sy naam, ja. vriend, dit was lekker om jou Dankie mee te vir doen. julle. Dankie, So ons Piet. soen groet op die Ja, einde van die en- program. ja, met Tom. Dankie jou, Piet, dit was Ons, lekker, ons, hè? as alles goed gaan, moet ons jou weer kry. Sal Okay. lekker wees, dankie. Cheers my toe man. Dankie, Dankie Pieta. julle hoor. Bye. Dankie, Henry.